is my altyd baie lekker om saam met jou te kuier en glo, jy het een besonderse maandag agter die rug. Vir jou op TikTok en op YouTube en op Facebook, wat 'n voorreg om saam met jou te kuier en mag vanaand ook een van daai aande wees wat jy ervaar. Hierdie was my aand. Jy het dalk 'n moeilike dag agter die rug en uitdagings op jou pad gehad in hierdie dag. En jy sê, Stef, ek weet nie hoe ek deur hierdie dag nie, maar ek is deur hom wel, dan is jy deur hom sodat jy saam met my kan kuier vanaand en ons lekker saam om die woord kan kuier en ons mekaar kan bemoedig en mekaar kan versterk in die geloof. Ek wil vir jou sê dat my dag tot dag is van vroeg tot laat deur beradingssessies en met die Bybelgenootskap besig en dis hierdie kant toe, daai kant toe, dit is voorbereidings en dan is dit natuurlik ook dan in die aandsessies. Ek wil vanaand vir jou sê, die meeste van die tyd wat ek saam, wanneer ek kuier in die teenwoordigheid van die Here saam met jou tussen 8 en 9, het ek hierdie boodskap ten minste seker al 6 of 7 keer in my lewe deur die dag oor gebid en verander en ek dink elkeen het mos maar sy veld. Vir my is dit belangrik om partykeer in die nag wakker te word met 'n skrif of met 'n gedagte. Dan sal ek my foon vat en ek sal dit inpen in my notas en môres dan sal ek met dit werk. Iemand sal vir my boodskap stuur, bid oor dit of bid oor dat en dan sal dit by my bly en dan sal dit ontwikkel in 'n dagstukkie of dit sal ontwikkel in 'n jy weet 'n boodskap of in 'n lied. Ons sukkel, ek en Karen was tot laat gisternag besig gewees om te probeer so nou uitsorteer om net die regte weer in plek te kry. Ek dink nie mense besef dat wat met my verlede maand gebeur het toe my fone gebom het en die data wat ek verloor het nie, het ek nie net data verloor nie, ek het feitelik ek het die boodskappe wat alles in my files was, alles is delete. Al die liede wat ek geskryf het, al die boodskappe oor die laaste paar jaar. Ek sien verleenthede as geleenthede, ek sien dit ook dat, jy weet, die Here het iets nuuts in stoor, so daai boodskappe het ek ook 'n besluit geneem. Jy weet, dit moes gaan, want die Here wil vir jou iets nuuts sê, en vir jou iets nuuts mee deel, en met die mense iets nuuts ook deel. So ek moet vir jou sê, ek sien alles altyd, ek is 'n optimis realist, so daar's 'n rede in alles. En vir jou wat ingeskakel is, jy wonder seker nou, hoekom is jy vanaand hier? Jy ken nie hierdie page nie, jy ken nie hierdie blad nie, jy weet nie hoekom het jy op TikTok beland of op Facebook, YouTube. Ek glo die Here het jou deur sy Heilige Gees ook gewerk, het jy vanaand hier moes inskakel. Ons is tussen sondaande en donderdaande tussen 8 en 9 aanlyn op Pastoor Stef se page, op YouTube, TikTok en op Facebook en dan sonnaoggende, partykeer 9:00, 10:00, hang af by watter kerk ek optree. En is altyd net vir my lekker om te hoor wat die Here vir mans en vir vrouens doen. En vanaand is weer eens, jy weet, een van daai dae. Ek weet dat God het hierdie boodskap vir my gegee om met jou te deel en jy het dit nodig om dit te hoor vanaand. En deur my beradingssessie vanmiddag het vanaand toe ek, jy weet, net so stil sit, toe eet ek sushi en ek dink soos, God daag op wanneer jy en ek hom toelaat. En vanaand, Here, is hier 'n man en 'n vrou wat saam kuier op een van die platforms, en my gebed is dat u by hom en haar sal kom stil staan en sal bedien met die liefde en ag Here, maar net met die genade, en dankie dat ons vanaand kan
ook so kom om te sê, ons het elkeen 'n pad wat voel, hy opgehou het, tussen klomp duine in die woestyn. En vanaand bid ek, Here, daar waar baie mans en vrouens se visie en se drome en se paaie dof geraak het, dat U vanaand weer U lig sal skyn, sodat dit duidelik sal word, en hy en sy dit sal sien en beleef, wat U vir hom en haar in store het. Dankie vir genade, dankie vir U liefde, dankie vir die voorreg wat ons het, om saam te kan kuier, en ook vanaand, terwyl ons nagmaal gaan geniet, is my gebed dat U ook so by hom en haar sal gaan stilstaan en bedien. My gebed in Jesus se naam. Amen. Nou ja, ons het gister en donderdag aan daaroor gepraat, en ek gaan eers by die nagmaal stilstaan, en dan gaan ek na die woord toe, want ek het soveel wat ek wil sê om die woord, en ek gaan so voel, ek moet dit afsny en afkap om na die nagmaal toe te gaan. Ek wil ook vir jou een ding sê, as ons na die nagmaal toe gaan, die nagmaal behoort nie aan 'n kerk nie. En baie glo dat jy moet eers katkeseer voor die nagmaal kan gebruik. Dis Opinie 3 vers 16. Dis nie in die woord nie. En ek wil werklik vir jou sê, as jy die woord het, en jy het Jesus in jou lewe, dan moet jy gereeld nagmaal gebruik. En dan moet jy gereeld die tafel, jy weet, voorhou in jou familie, en die brood te breek, en die druiwesap te geniet, om te sê, dit is sy liggaam wat vir ons gebreek is, dit is sy bloed wat vir ons gevloei is. Dalk het jy vanaand nie druiwesap of, jy weet, iets spesifieks nie. Dalk het jy net iets in die huis wat jy kan symboliek vat, en ek wil hê, jy moet saam vanaand dit doen, en as jy nie vanaand in die posisie is om dit te hê nie, geniet die nagmaal saam met my, en gaan môre, en gaan koop vir jou 'n botteltjie druiwesap en 'n stukkie brood, glo ek het almal. Ek doen dit gereeld by my huis, en ek breek die brood, en ek doen dit gereeld, en ek wil jou uitnooi om dit toe te pas, en dan ook so, dit te beleef en te ervaar, God, wat vir jou en my gesterf het, maar ook opgestaan het. Ek wil vir jou ietsie lees uit die woord uit, baie bekende gedeelte, en ek het 'n sappie, en ek het ook so 'n klein broodjie, en ek gaan dit kortliks net lees, en dan wil ek jou uitnooi, dat jy ook saam dit sal geniet. Jesus het vir 3 jaar bedien, en hy het gekom, en ons is naby Paasnaweek, en hierdie was die heilige Pasga, dit was op 'n tyd gewees van die feesvieringe, en ook so, ek weet nou nie hoekom sê hulle my live restricted for some audiences, maar ek lees hierdie gedeelte, en ek besef, ek dink nie hulle het besef hoe naby die tyd was, dat Jesus die Via Dolorosa gaan stap, en gaan sterf nie, en dat Jesus, jy weet nie meer met hulle gaan wees nie, maar dis Christus, die verlosser, die Messias, wat kom en nog steeds aan die tafel sit, saam met die een wat hom verraai, die een wat hom gaan laat doodgaan, wat hom eintlik verraai het vir geld. Hy sê, en jy kan dit gaan lees in die synoptiese evangelies. Nou, synopties is die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, en iemand vra my, hoekom klink hulle almal dieselfde? Hulle word net uit iemand anderste se pen, uit iemand anderste se staanpoort waar hy is, geskryf. En hier is Jesus besig in Markus 14, om homself voor te berei vir die dood. Niemand besef dit nie. En die pad wat hy gestap het, die wonders wat hy gedoen het, kom nou aan 'n einde, en hy's besig om na die dood toe te gaan.
En terwyl hulle die aand eet en 'n tafel voorberei wat Jesus gevra het, terwyl hulle eet, neem Jesus brood. Hy vat brood en ek wil vanaand weer eens sê, as jy nou nie die het wat die kerk sê nie, moet nou nie asseblief dink jy gaan onder sensuur geplaas word nie. Daar is nie 'n wet. Jesus het die wet vervang. Daar's nie 'n wet en iets wat sê jy mag dit nie geniet nie. Ek is 'n gelowige en ek kan aansit en deel hieraan. En hierdie sit hulle om die tafel en toe neem, hy sê nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, hy breek dit en hy sê neem dit is, hy sê, Jesus kom en hy breek die brood. Hy breek dit en hy sê, neem dit is my liggaam. En toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle almal en hulle het daaruit gedrink en hy sê vir hulle, dit is my bloed. Die bloed van die Nuwe Testament wat vir baie uitgestort word. Voorwaar, ek sê vir julle, ek sal nooit meer van die vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek dit nie sal drink in die koninkryk van God. En toe hulle die lofsang gesing het hulle uitgegaan na die Olyfberg. Daarna is Petrus gewaarsku, hulle is na die tuin van Getsemane, en as jy die geleentheid kry om saam met my iewerste, in ons beplanning is om Desember maand, jy weet Israel toe te gaan, en saam met ons te kan gaan, dan sal jy geleentheid hê om daar te gaan waar Jesus gebid het, waar hy in gevangene geneem is, tussen die olyfbome, daai selfde olyfbome, honderde jare oud, het hy gebid wat sy trane soos bloeddruppels geword het, vir jou en vir my. Getsemane het gekom, en Jesus is in gevangene geneem. Voor die Joodse raad in Kajafas se huis, en hy is daar vir my gekruisig. Daarvanaf, hy is daar geslaan, en vandaar is hy deur Petrus verloon, hy is voor Pilatus, toe is hy gekruisig. As ek teruggaan, en dit speel alles af in 'n paar ure, as jy self daai pad stap, die Via Dolorosa, dan breek dit soveel oop van 'n Messias wat vir my die kruishout gedra het. Hy het die brood gebreek en ek wil vanaand dankie sê Here dat ons brood kan neem en dit kan geniet, want die liggaam is vir my uitmekaar gekloof. En vir hierdie man wat luister en vir hierdie vrou wat luister vir hulle huisgesinne, dankie vir die prys wat u betaal het. Ek wil dankie sê dat ons hierdie brood kan geniet oor ons land, oor waters. En Here, hierdie brood verteenwoordig u liggaam. Nie 'n kerk nie. Nie 'n predikant nie. Nie 'n instansie nie. Maar dis u vlees. Dit is u liggaam wat uitmekaar geskeur is. Vir hierdie man wat luister en vir hierdie vrou wat luister. En toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle. En hulle almal daaruit gedrink. En hy sê vir hulle, dit is my bloed. Ek dink nie hulle het besef, toe Jesus sê dit is my bloed, dat hulle het gedink, hy was vandag dalk te lank in die son gewees. Toe hy bloed gevloei het van die kruishout af, het elke woord 'n realiteit geword. Here, vanaand wil ek dankie sê. Dankie vir die prys wat u vir my, Stefan Pieterse, betaal het.
Dankie vir die prys wat U vir hierdie man en hierdie vrou betaal het, vir Karen, vir Nerine en Ian, vir Johan en vir Inge en Hannes, en vir Chantay en Elmero, vir Nolan, vir Justin, vir ons moeders, vir ons families, vir ons vriende, kollegas. Het 'n prys vanaand betaal, sodat ons kan lewe. Daarom sê ek vanaand, dankie Here, dankie vir U volle prys, wat U betaal het vir huisgesinne, vir besighede, vir gesondheid. In elke faset bid ek vanaand vir jou, dat jy 'n ontmoeting met God sal hê, wat jy nog nooit gehad het nie. En as jy Christus nog nooit in jou lewe aangeneem het, en voor plek gemaak het nie, wil ek vir jou sê, 'n groot God se genade vanaand is. 'n Genade vir 'n man wat die hemel prys gegee het, wat ek en jy vandag 'n vol en geseënde lewe in Christus Jesus kan hê. Daarom eer ek U vanaand, Here. Daar is soveel wat siek is. Daar is soveel wat in ongelukke was. Ek hoor van 'n jong man wat op sy motorfiets geval het. Ek het dit al op al die groepe gesit, wat iewers in 'n koma lê. Ons bid vanaand, Here, want deur U wonde het daar genesing gekom. Dankie vanaand dat deur U wonde het daar vir hierdie man en vrou genesing gekom. U prys was nie net verniet gewees nie. Dit was 'n heilige prys. Dis 'n prys wat nie met 'n kredietkaart gekoop kan word nie, of onderhandel kan word oor 'n toonbank nie. Dit was 'n lewe wat uitmekaar geskeur is, sodat ek kan lewe. Sodat hy en sy kan lewe. En nou, Here, wil ek dankie sê. Dankie sê dat U die dood oorwin het. En dat ons hier aan kan sit en dit herdenk, die prys wat U betaal het. So sê ek dankie vanaand dat U die sleutels van die doderyk gevat, sodat die dood op hierdie huisgesin wat vanaand luister geen hou vas het nie. Wanneer ek swak is hy sterk. Dankie vanaand, Here, vir die almag en die heerlikheid en die glorie. In Jesus se naam. Amen. Ons gaan gereeld nagmaal gebruik en so ten minste weer einde van die maand, en ek dink dit is dan maar net gepas dat ons daai tyd uitsit en ons lekker saam net kuier om die woord en ek deel wat die Here dan rondom die tafel, jy weet, op my hart gelê het. Vanaand deel ek met jou 'n boodskap wat vir my baie naby my hart is. En as ek sê baie naby my hart is, hoekom? Wel, ek het ook baie wat ek stap, soos elkeen van u. Ek stap 'n pad, soos jy 'n pad stap, en jy het 'n storie, soos ek 'n storie het, en partykeer voel die ritme, dit gaan uit pas uit. Dit voel partykeer dat dinge uitmekaar besig is om uitmekaar te val in jou huis, in jou lewe. En ek moet vanaand sê dat, wat ek net nou gesê het, dat ek het al die boodskappe verloor, en iemand vra my gister by die kerk, en onthou die preek wat jy gepreek het 24 jaar gelede, en ek weet van die preek, maar
dink ek het hom nie, want ek het alles verloor. Maar dit leef nog in my hart. Ek sal hom natuurlik kan preek, want dit is hoe die Here maar met my deel oor preke. Ek kan vir jou sê, wanneer ek in 'n kerk bedien het, sê nou maar in Stilfontein in 2002. Ek kan onthou wat die Here met my gedeel het, 'n spesifieke aand om vir daai gemeente te sê. So die woord is altyd naby aan my hart. Ek weet dit, ek moet iemand wat iets weet van YouTube lives met my tog kontak. Ek wil jou aanstel as my moderator, want ek het iemand nodig daar. Want ek sien daar's baie Taliban wat oor Iran praat terwyl ek met my lives besig is. Hoopelik tref die woord hulle ook. Vanaand se woord is vir my so kosbaar, ek maak vir jou 'n pad deur die woestyn. Ek dink as jy my jou storie vertel, gaan ek ure wil sit en luister, en ek gaan in dit so kosmiese penstreep kan trek van hoe God vir jou goed was deur alles. En vanaand kan ek getuig van in al my nederlae en al my oorwinnings en al die goeie en al die slegte tye. Jy weet hoe God getrou was en hoe God vir my baie gemaak het toe ek gedink het ek is aan my einde. Ek gevoel het ek is aan my einde en tye gekom het van ek weet nie wat ek kan doen nie. Het God net opgedaag. Jesaja 43 is 'n baie bekende gedeelte in vers 19 sê die Here, kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitsprei, sal julle dit nie merk nie. Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. So 'n paar maande terug bedien ek en Karen in Sabie. En die dag voor ons daarna toe gaan ek en sy so, ons dog is 'n treintjie wat jy net so deur die woud ry. Dis ons so op 'n joyride wat omtrent op 120 km/h tussen daai bome deurgaan. Maar jy hou vas en jy gaan die kant toe, daai kant toe. Die adrenalien kan nie aan iemand verduidelik nie, maar die natuur het ek ook nie gesien nie, want ek het meer gedink aan hierdie afgrond hier voor my, en ewe skielik draai die spoortjie voor die afgrond, en dan is jy tussen hierdie boukenvillas, en jy is tussen hierdie lane bome deur. En net daarvan af is ek en sy na watervalle toe, tussen berge, wat jy in 'n glaslift afsak. En ons is tussen hierdie plante, waar die water so van die rotse af drup, en ek word so bewus, terwyl ons daar is, natuurlik neem ons, jy weet mos jy is verlief, so jy neem meer foto's van haar en van jou, as van dit om jou, maar jy word so bewus van die mooi natuur, en dit tref my, hierdie oase wat ek myself in bevind, daai middag, en dit is so prentjie mooi, jy kan vir jou iets probeer skets van klowe wat oopgeskeur het, en hier kom water uit, en hierdie bome, en hierdie varings groei daar uit, maar wat ek vir jou kan verduidelik, kan nooit opmaak vir dit wat jy daar sien nie. En dis baie keer ook so in jou lewe, dat ander besef nie, wat jy deurgaan, want hulle sien hy smile, en hulle, jy weet, hulle sien hy mombakkie, maar hulle weet nie wat agter dit aangaan. En vanaand kom die Here en hy sê, ek kan vir jou 'n pad maak in die woestyn, en 'n rivier in die wildernis. En dit voel dalk of jy nou in 'n woestynseisoen van jou lewe is vanaand. Vandag. Want die woestyn kan wees finansiële druk, dit kan wees besighede wat swaar kry, en vanoggend
Ek wonder of julle na my boodskap Saterdag en vanoggend geluister het wat ek gemaak het oor besighede. Want dit is vir my baie belangrik dat jy die woord van die Here sal, jy weet, hoor en dit sal najaag in jou lewe. En ons kry swaar in besighede, ons kry swaar in finansies en huwelike wat deur spanning gaan. Dalk is jou woestyn vandag, dalk jou kinders, jou kleinkinders, jou familie, siekte in die familie, siekte in jou eie lewe. Dalk voel jy vanaand jy's in 'n woestyn van emosionele moegheid en jy voel vanaand, Stef, ek is in 'n woestyn en dit voel asof daarmee geen pad vorentoe is nie. Iemand het vir my gister gesê, dit voel vir my asof God stil geraak het. Dit voel vir my of God stil geword het en hoop weggeraak het. Maar God sê, ek maak 'n pad waar daar nie 'n pad is nie. Die wonder van God is dat hy nie net paaie gebruik wat reeds bestaan nie. Hy skep nuwe paaie. Die God wat ek en jy aanbid, is in staat vanaand om vir jou 'n nuwe pad te maak, Boeta. 'n nuwe pad vir jou te maak. Om die woestyn oop te kloof. My beeld wat ek geplaas het op my boodskap vandag was 'n man wat in die woestyn gestap het op 'n teerpad na 'n oase toe. Want dit is wat God vir jou en my in stoor het. Maar God sê, ek maak 'n pad waar daar nie 'n pad is nie. En vanaand, Here, wil ek dankie sê dat U 'n pad maak vir hom en haar. Want die wonder van God is, hy skep nuwe paaie. Hy gee vir ons nuwe rigting, hy gee vir ons nuwe woord. Want God maak eerstens, ek wil dit sê, ek het 6 of 7 punte wat ek wil uitlig. Vanaand ons lekker besig wees. Eerstens wil ek sê, God maak 'n pad waar daar geen pad is nie. Dink aan die dooie see in Eksodus 14 vers 21 en 22, want Israel staan voor 'n onmoontlike situasie. Voor hulle is die see en agter hulle is die amper sê ek die Filistyne, is dit Farao en sy leermag, en links en regs van hulle is dit die woestyn. Kom aan. Menslik gesproke is daar vir hulle geen uitweg nie. Wat ek verlede week gesê het in my boodskappe, die oomblik wanneer God opdaag. Die oomblik wanneer God opdaag in jou huwelik, die oomblik wanneer God opdaag in jou huwelik, die oomblik wat God opdaag in jou besigheid, in jou as 'n man se lewe, in 'n vrou se lewe, opdaag in julle huwelik. Die oomblik toe God opdaag, toe gaan die see oop. Wat leer ek en jy hier? God wag soms tot op die laaste oomblik. Sometimes it feels like he's 4 days late, but he's always on time. God maak 'n pad wat niemand kon voorspel het nie. Niemand het ooit gedink, die Filistyn of die Farao en die vyand het gedink, hier is die einde, ons het hulle in 'n hoek. Vir hulle wat as die dood maak, die vat ons terug in ballingskap. Maar hulle gaan 'n les geleer word. God het ander planne gehad. Ek wil vanaand vir jou sê, God het ander planne met jou. God het ander planne wat jy dalk nie raak sien en verstaan nie. En ek wil vanaand vir sê, wat mense nie kon voorspel nie, kom God en God maak nuwe paaie oop. Dis so asof God dit so op my hart beklemtoon hierdie laaste week om vir mans en vir vrouens te sê, jou besigheid is nie net 'n besigheid om geld te maak nie, but daar's 'n purpose. God het 'n plan en 'n doel ook daar om jou daar te gebruik. Wat vir mense na die einde lyk en vanaand vir jou lyk dat dit die einde is vir God die begin. Dis vir God die begin. En jy kyk dalk vandag, en baie mense kyk na hulle situasies en hulle sê, daar's geen oplossing nie. Maar God sê, ek maak die see oop. Suddenly, dankie Elmarie, suddenly. En ek wil vanaand dankie sê, Here, dat U suddenly opdaag vir hierdie man en vrou.
Die vyand is op jou, hy sal verby jou, maar ek wil vanaand vir jou sê, God maak 'n deur oop wat niemand kan toemaak nie. Tweedens wil ek vir jou sê dat God voorsien in die woestyn. Israel was in 'n plek waar daar geen kos en water was nie. Maar God kom en hy voorsien. Ons moet baie versigtig wees dat ons nie alles glo wat Media 24 sê nie. Ons moet versigtig wees dat ons nie laat op ons groei wat joernaliste propageer op sosiale platforms nie. Want dit wek vrees by mense op. En ek wil vir jou vanaand sê dat baie van hierdie goed wat ons vrees gebeur nooit nie. Maar dit steel ons joy, dit steel ons vreugdes en ons vrede. Iemand het vandag iets belagliks geskryf van R8 'n liter brandstof kan opgaan en dit en dat. So be it, God was nog altyd God. God verander nie, God bly dieselfde. En as ons kan verstaan vanaand wie God is en waar God is en hoe God operate, dan maak hierdie goed nie saak wat om ons gebeur nie. Because he's still God and he's still in control. Maar dit vra dat ek en jy by daai plek kom om so op te tree en so te glo. En ek en jy nie ons ore oopmaak as asblikke vir al die nonsens wat daar buite gespreek word en gepropageer word. Wat so baie lyk na die einde is vir God die begin. En ek wil vanaand eerlik wees, ek is super opgewonde vir wat tans gebeur. Want as jy na die lyn kyk wat die woord praat oor die eindtyd en oor alles wat moet gebeur, is God 'n getroue God. God lieg nie oor sy woord nie. En as jy die woord ken, dan sal jy weet dat al hierdie goed is besig om in plek te val vir die koms van die Here. Maar wat my hartseer maak is dat die tyd so min is en dat mans en vrouens nog steeds besig is met nonsens. Dat hulle nog steeds God nie vrees nie. Dalk moet dit daar 'n toepassing wees dat ons kan sê dat baie mense kyk vandag na hulle situasies en sê daar's geen oplossing, maar God sê ek kan vir jou die see oopmaak. En hier sien ek hoe God opdaag en hy voorsien in die woestyn vir hierdie klomp manna uit die hemel uit. Lekker. Hulle moan, hulle huil en kerm en kla voor God. Maar God daag altyd op. Eksodus 13. Hulle songe, hulle huil vir water. En God kom in Eksodus 17 vers 6 en hy gee vir hulle water uit 'n rots. Hy dink daaraan vir 'n oomblik. God het 'n rots in 'n kraan verander. God het 'n rots in 'n kraan verander. Wat beteken dit? Wel, God se voorsiening kom nie altyd van die plek wat ek en jy verwag nie. En baie mense, en hoor wat ek vanaand vir julle sê, baie mense kyk vandag na die ekonomie, na hulle werk, na hulle kontrakte, na hulle inkomste, maar God se voorsiening is groter as die ekonomie. God se voorsiening is groter as jou inkomste, as die kontrakte. Filippense 4 kom en hy sê in vers 19, my God sal in elke behoefte van julle voorsien volgens sy rykdom en sy heerlikheid. Dis die God wat ons ken. Wat ons ken deur die woord vir eeue. Wat ons lees, wat ons kinders gelees het. Ons moet begin glo wat ons lees. Maar ons glo dit nie, want ons leef nie dit nie. Derdens wil ek vir jou sê dat God verander 'n krisis in 'n wonderwerk. En ek wil vanaand dankie sê. Ons gaan vanaand 'n paar proklamasies maak in ons lewens. Jy gaan saam deelneem vanaand. Ek's opgewonde oor vanaand se boodskap. God verander 'n krisis in 'n wonderwerk. Dalk is jy dogter swanger, dalk het sy gegaan vir 'n abortus
dalk het jy miskraam gehad, dalk het jy 'n huwelik opgebreek en dalk voor jy voor die kansel moes gaan staan, het jy 'n verloving gebreek. Dalk het jy eksamens gedryf. Dalk het jy slegte nuus gekry oor jou gesondheid, ek weet nie, maar God verander 'n krisis in 'n wonderwerk. En die verhaal lees ek van hierdie weduwee in 2 Konings 4 vers 1 tot vers 7. Gaan lees dit wanneer jy tyd het. Haar situasie, hoe was dit, haar man is dood. Sy het verskriklik baie skuld en haar kinders gaan van haar weggeneem word en haar seuns gaan slawe gemaak van word. Maar sy het net 1 klein fles olie. Maar God vra haar om te bring wat sy het. Net nou bid ek saam met 'n paartjie hier binne in my kantoor en ek salf, maar ek het nie besef nie, maar ek gooi die olie so, maar dit loop soms oor ons hande. En terwyl ek so vir hulle bid, sien ek hierdie vrou wat besig was met haar olie om Jesus se voete te was, dit af te droog met haar, en ek besef hoe kosbaar is hierdie oomblik in gebed, en hierdie tref my, voor ek hier kom sit, oor vanaand se boodskap, hoe kosbaar was hierdie klein bietjie olie wat sy gehad het. En jy voel vanaand, jy's aan jou einde, jy het net niks meer oor nie, jy het nog net hierdie bietjie krag, dan wil ek vir jou sê, hou vanaand net 'n bietjie nog meer vas, dalk voel dit vanaand vir jou of dit hierdie laaste ronde is, hou vas en klim van nog een ronde in die kruit, want hierdie is dalk die ronde van jou deurbraak. Maar God was besig agter die skerms, terwyl hierdie weduwee gekyk het na leë koskaste, na groot bankrekening. God's besig agter die skerms in jou lewe. En eendag verander alles. In Genesis 41 lees ek in vers 41, Josef gaan van die tronk na die paleis toe. Wat leer ons dan? Ons het hierdie laaste paar aande baie daaroor gesels. God kan jare van pyn in 1 oomblik verander. Jou put is die pad na die paleis toe vanaand. 5 kan ek vanaand vir jou sê dat Jesus bring deurbrake. Toe Jesus kom, het wonderwerke begin gebeur. Blinde sien, siekes genees, storms word stil. Gaan lees Matteus 14 vers 19 en 20. Die 5 brode en die 2 visse. Jesus neem iets kleins en maak dit meer as genoeg. En ek wil vanaand dankie sê, Here, dat dit wat hy in sy het, U maak dit meer as genoeg. God is nie beperk. Luister vanaand. God is nie beperk deur jou bankrekening en jou diagnose en jou verlede en jou mislukkings. God is nie beperk deur jou sonde nie. Ek wil vir jou ook sê dat jou situasie definieer nie wie jy is nie. 6 wil ek vir jou sê dat God werk selfs wanneer jy dit nie sien nie. Dit is soos wat ek gesê die ander dag, dit is soos om saad in die grond te sit. Jy sien dit, jy sit dit in, maar God is besig onder die grond met die groeiwerk. Ek het vanoggend vir die besigheidsmanne gesê op my boodskapie wat ek geplaas het, 'n boer gaan nie vanmiddag gaan en die saad gaan uithaal omdat ek gedink het môre gaan niks opkom nie. He's patient. En baie mense dink God doen niks nie, maar God werk in die stilte, Boeta. God werk in die stilte, so. Maar weet jy wat, God vra vanaand van 'n man en van 'n vrou in 2026 om gehoorsaam en in pas en in stemming te wees om nie uit te mis vir die nou oomblik nie. Romeine 8:28 sê, ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk. Selfs die dinge wat jy nie verstaan nie, kan God gebruik. Selfs die dinge as jy nie sien nie. Selfs die dinge wat jy nie verstaan nie. Dit wat jy nie verstaan nie, kan God gebruik.
voor ek na die proklamasie toe gaan, wil ek saam met jou bid. Vader, hier is ons 'n paar duisend mense op ons platforms vanaand. Jy sien elke man en vrou, jy sien elke gesin vandag, en jy luister na ons harte, jy luister na ons behoeftes, jy sien vandag. Here, waar daar woestyn is, maak u paaie vir hierdie man en hierdie vrou vanaand. Waar daar droogte is, laat u riviere vloei. Waar daar vrees is, bring u vrede. Waar daar 'n tekort is, bring u in hulle huise, in hulle besighede, in hulle huwelike, in hulle gesondheid voorsiening. Dankie dat ons vanaand kan bid vir deurbrake in huwelike, in besighede, in finansies en in gesondheid vanaand. Ons loof en ons eer u vanaand. Here, doen weer vandag wat u in die Bybel gedoen het. Vir elke man. Vir elke vrou. Here, ek vertrou u vanaand vir hierdie man en vrou se deurbraak vir die laaste 1000+ dae, soos ek aand in en aand uit en bedien die woord. Ek vertrou u vir hom en haar se deurbraak. In Jesus se naam. Amen. Ek sien ons mense wat sê hulle verloor my sein, maar ek sien ons baie wat nog op is op Facebook. En net so indikasie kan kry. Ek wil hê ons moet na profetiese verklaring maak. En ek wil jou uitnooi om vanaand hierdie verklaring saam met my te maak. Ek dank van jou af. Nie van jou buurman af nie. Kom ek en jy neem 'n besluit vanaand. En as ek sê profeties, dan spreek ons dit. Ons neem die autoriteit en die gesag wat aan ons gegee is as kinders van God, deur Christus Jesus. En ons spreek dit, want God maak 'n pad deur jou woestyn. Vandag verklaar ek oor elke man en oor elke vrou en oor elke gesin wat luister. Volgens Jesaja 43, Here, wat u sê in vers 19, ek gaan iets nuuts maak, nou sal dit uitsprei, sal dit nie merk nie, ek maak 'n pad in die woestyn en riviere in die wildernis. En ek wil jy moet dit uitspreek, daar waar jy sit, ook oor jou eie situasie. Ek verklaar vandag, die seisoen van droogte in my lewe kom tot 'n einde. Ek verklaar God is besig om nuwe paaie oop te maak, waar daar nog geen paaie was. Ek verklaar daar waar finansiële druk was, Here, bring u voorsiening. Waar daar onsekerheid was, bring u vanaand rigting in ons lewens. Waar daar vrees was, bring u vrede. Ek verklaar dat God deure gaan oopmaak wat geen mense ooit weer sal sluit nie. Dit moet jou verklaring wees oor jou lewe. Openbaring 3 vers 8 sê, kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie. Ek verklaar nuwe geleenthede
nuwe idees, nuwe voorsiening, nuwe deurbrake. God gaan bonatuurlike herstel bring in my situasie. Wat verlore gegaan het, gaan God herstel volgens Joël 2 vers 25. Dit wat oor jare deur sprinkane opgeëet is, eis ons vandag 1000voudig terug. Ek verklaar dat God genesing bring waar daar siekte is. God herstel bring waar daar vandag gebroke verhoudings is. Dalk sit jy in 'n gebroke verhouding of in 'n huwelik. God voorsiening bring waar jy nou sit en tekort het. Ek wil vandag vir jou sê, die Here sê vandag die woestyn. En ek wil jy met nou mooi hoor, ek sluit hiermee af. Die woestyn wat jy nou beleef en ervaar, is nie jou eindbestemming nie. Dis nie die eindadres nie. Die pad wat God vir jou maak, gaan jou bring na 'n plek van oorwinning, 'n plek van getuienis en 'n plek van nuwe hoop. Jy moet dit vat. Ontvang dit vandag in die geloof. Jou storie, jou hoofstuk is nie klaar nie. God is nog besig. Dankie vanaand, Here, dat U ons harte aangeraak het. Ons situasies, ons lewens aangeraak het. Dankie vanaand dat U altyd op tyd is. Dankie ook vanaand, ek ervaar hoe die vyand kom om te wil kom uit mekaar skeer. Dankie vanaand dat ek kan elke aanslag en elke vuurpyl weer ons af in die geloof, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, daar's niemand soos U nie. Ek kyk op na die berge, na die hemelruim en U is daar, sal ek oor die waters uitkyk, hier waar ek bly, en in die stilte sit, vind ek U in vrede. Sal ek hier stap, tussen hierdie wild, word ek so bewus van U. U is vir my goed, Here. U is nie net vir my goed nie. U is vir my genoeg. Vir Stefan, U is genoeg vir my. Wat ek het, U is genoeg. Dankie dat U vir ons genoeg is. Ons loof en ons eer U. Dit was vanaand vir my besonders lekker om saam met jou nagmaal te kon gehad het in die begin. En verskoon, vir die wat my ken sal weet, ek is altyd emosioneel as dit kom by die tafel. Ek is net, die tafel is net vir my, dit wat vir my gedoen is. Ek verdien dit nie. Ek verdien dit niks nie. Net genade. Het is lekker gewees om saam weer te kuier. Man, baie blessings. Onthou môre aand. Sjoe, man, ek is opgewonde oor môre aand. Kyk as jy 'n môre aand gaan uitmis. Dis nou soos daai koekies. Ek kan onthou toe ons in 'n Rystraat gebly het. Vir ons was die lekkerste tyd om saam met Moeks te kon gemmerkoekies. Ons kon nie wag dat sy het by MKTV gewerk. En ons kon nie wag dat sy net klaar moes gaan op verlof nie, want dan kan ons die plastiek bakke gaan koop het by Bubbles Plastics. Ek kan nie eens meer onthou waar nie. En dan al die bestanddele. Ons was saam met haar. En dan het ons dit daai deeg en sy het so
wat het jy hom genoem? Ag, daai koekie, ag, man, en ons het hulle so gesny, en het hulle gedroog in die oond. Dit is die mees lekkerste tye saam met jou ma, en familie in 'n kombuis. En dis in my huis, soos 'n klein kombuisie, maar dit het vir ons soos groot gevoel. En dan, wanneer daai bakke vol is, ag man, Kersfees kan vergeet, nog voor Kersfees is daai koekies al klaar. Daai meelertjie. O, my ma's aanlyn, hulle moeks. Daai meelertjie. Ai. Dan daai bakke so stilletjies oopgemaak en van die gemmerkoekies uitgehaal. En die koffie. Daai koffie en daai gemmerkoekies. Glory, halleluja. Kersfees, New Year, daar was niks meer gewees nie. Ja, dit is hierdie was vanaand vir my soos om net daarin te gaan en te geniet wat God ook vanaand in stoor het en in stoor gehad het. Môre aand is so 'n bak gemmerkoekies. En ja, dis 'n woord wat eintlik al so 'n paar dae in my hart broei, wat ek môre aand met jou gaan deel. En ek sien uit om saam julle te kuier môre aand. Dit is my baie lekker. Ek wil vir julle dankie sê wat hierdie netwerk ondersteun, finansiëel en ook in gebed. Julle is kosbaar. Here, mag Here julle uit julle sokkies uitbles. Julle is baie kosbaar. Kyk mooi na julle self. Wil ek saam met julle bid en opgewonde ook so vir hierdie pad wat die Here ook vir jou maak in hierdie seisoen deur die woestyn. Goedheid en guns. Sien julle môre aand. God bless.